Die minister van Polisie, Senzo Mchunu, het verlede week 'n kennisgewing vir openbare kommentaar gepubliseer. Dit handel oor voorgestelde wysigings aan die regulasies ingevolge die wet op die regulering van die private veiligheidsbedryf. Volgens die regulasies moet private veiligheidsmaatskappye vooraf aansoek doen om onder meer skokgewere, traangas en rubberkoels te gebruik. Veiligheidsbeamptes mag ook slegs van 'n redelike hoeveelheid ammunisie voorsien word. Die hoof van Bidvest, Protea Coin, Val de Waal, is in die ateljee om hierop te reageer. Wel, so as jy kyk na daai reeks regulasies, wat bekommer jou die meeste? Wel, as ek kyk na daai dokument, dan bekommer die dokument my. Die hele dokument bekommer my. Kom ek sê vir jou, ek is by die huis weg. Vanaand toe was daar 2 transitorowe, toe ek die stil is, 5. Dis op een dag, een middag, een aand. Dis die omstandighede waarin ons lewe. In ons industrie is daar nie ruimte vir foutjies maak moet regulasies en papierwerk nie. Dis mense se lewens op die spel. Ons wag elke dag, elke nag, elke week, elke maand beskerm mense, bates en sit hulle lewe op die spel vir ander mense. So daar is beslis nie ruimte vir foutjies maak nie. As ek kom by die dokument, daar's veel in daai dokument wat daar's 'n redelike gedeelte wat onduidelik is. Hulle praat van ammunisie wat jy kan gee wat billik moet wees en redelik. Nou wat's billik en redelik? En wie gaan besluit? En wie gaan besluit? Dan praat hulle van wapens wat ons nie mag hê by winkelsentrums nie, by kerke, by parke, by begrafplase en oral. So die sekuriteitswag wat betaal word om die plek te beskerm, mag nie 'n wapen hê nie, maar Jan Publiek stap daarin met 'n wapen. En die rower stap daarin met 'n wapen. So waarmee ontplooi ons met 'n vletjie en 'n bat in? Dis my bekommernisse, maar daar's vele meer in daai dokument. Wel, wat is dink jy die doelwit hiermee? Wat probeer die regering hiermee aanspreek? Is daar gevalle gewees van privaat sekuriteitswagte wat losbrand of miskien buite die wet beweeg? Nee, daar's altyd hier en daar insidente, soos in 'n organisasie, die polisie en die regering hulle self het sulke insidente. Maar daar's nie buitesporig insidente waar daar op mense soos Kelboys geskiet word en mense se lewens onnodig in gevaar gestel word in goed nie. So dit is een van ons vrae, wat wil ons bereik met die dokument? Wat wil ons bereik op hierdie stadium met die dokument? Die misdaad is glad nie op so 'n stadium waar ons nou kan begin afskaal nie. As ons beheer het oor die rowers, dan kan ons ook geld optel met 'n Datsun-bakkie en ons kan die wapens los. Maar ons is nie op daai stadium in hierdie land nie. So wat jy eintlik sê is dat jy kan 'n bietjie praat ook oor die getalle, hoeveel privaat sekuriteitswagte daar is teenoor die polisiebeamptes. Ons is op 'n plek in hierdie land waar ons amper nie kan terugkeer nie. Ons is net te afhanklik van privaat sekuriteit. Ons is te afhanklik. Ek dink nie as ek hoef te verduidelik. Ek dink Jan Publiek buite weet presies waar hy staan, daar waar hy bly, wie hy bel as hy probleme het môreoggend 2:00. En dis die sekuriteit wat maar die eerste responders. Wat ons nie kan verstaan is ons het 'n uitstekende verhouding met die polisie. Ons het 'n projek deur Business Against Crime, die E2, waar ons 'n verteenwoordiger in elke provinsie sit daar 'n sekuriteitsverteenwoordiger in die hoogste bevelsentrum van die polisie by hulle POCC, Provincial Operation Command Center. En ons het 'n uitstekende samewerking. Maar daar is net te veel onduidelikhede en onpraktiese goed wat in daai dokument is. Boeie word nou gesien as 'n wapen. Later in die dokument praat hulle van wapen moet beheer word en uitgereik word en dit was nog altyd so, maar dit geld nou vir die boeie ook, want die boeie klassifiseer nou as 'n wapen. So daar's net te veel probleme wat ons sien. En 'n duidelike argument natuurlik is dat die regering eerder moet fokus by die polisie en die misdaadkrisis in plaas van om te kyk na die privaat sektor wat 'n diens vervul wat die polisie nie doen nie. Dit is so. En dan natuurlik die bekommerde gedeelte is natuurlik die dokument se opstel. Jy weet as ek kyk na daai dokument was ons reguleerder in die sekuriteit betrokke. Nou hy kon sekerlik 'n kriteria daar gesit het in sekere instansies, individue, assosiasies gekry het en gesê het kom ons werk in 'n dokument. Dit is waartoe ons wil kyk op 'n baie hoë vlak. Dan was daar baie akkurater dokument gewees as wat hy nou 'n paar goed daar gegorrel het, want daar's van daai goed gegorrel en net eenvoudig nou uitgee vir die publiek en nou 'n paasnaweek met almal rondhardloop en hulle vertoorig. Gaan julle openbare kommentaar rig of gaan julle moontlik die hof nader indien hierdie regulasies deurgevoer word? Ek dink nie daar gaan 'n sekuriteitsmaatskappy wees wat nie reageer nie. Ek dink alle sekuriteitsmaatskappye en ook besighede en so ook assosiasies gaan beslis reageer op daai dokument.
Wel, wat dink jy is die reaksie in georganiseerde misdaad as hulle kyk na hierdie voorstelle en as hulle kyk na hoe julle as 'n bedryf basies ontwapen gaan word? Ja, wel dis jy het nou die woord gebruik ontwapen en daar's baie bespiegelinge. Jy weet is dit die opdrag. Ek wil my nie uitlaat daaroor nie. Ek het nie bewyse nie, maar die punt is, my vraag is net wat bereik ons? Wat bereik ons idee? Gaan ons veiliger wees? Gaan Jan Publiek veiliger wees? Gaan die bates veiliger wees? Jy weet ons is daagliks ons betrokke. Soos byvoorbeeld daai transitorowe wat nou plaasgevind het. Eindig nou by die polisie se bevelsentrum. Dit word nou uitgestuur vir almal. Al daai voertuie wat nou ontsnap het daar word uitgestuur. En dis waar die sekuriteit nou hulle oë en ore oop hou. Sien hulle nou daai voertuig, moet hulle reageer. Nou waarmee reageer hulle nou? Moet hulle nou gaan aansoek doen om 'n semi-outomatiese wapen te kry, want dis waarmee hulle te doen gaan kry met daai transitorowe, of hoe reageer hulle nou? Jy weet dis 'n moeilike punt. Zammas, ons beklei zammas elke dag van ons lewe, beklei ons zammas ondergrond. Daai dokument maak voorsiening vir 'n semi-outomatiese wapen, praat nou van die lang geweer wat ons nou die R4, die R5, praat hy van transito, kan jy hom gebruik, kontant in transito of waardevolle items en bates in transito, by infrastruktuur en by anti-poaching. Dis dit. So die ander organiseerde misdaad wat jy in vasloop, moet jy maar hoop en bid met die Here se genade jy kom uit die vuurgeveg uit. Ja. Paul, baie dankie. En dit is dan al vir vanaand. Volgende week is die DA se federale raadsvoorsitter Helen Zille in die ateljee, so skakel gerus in daarvoor. Goed gaan tot dan.